Maak 'n afspraak. Probeer Erasmus 078 463 2053. Ek gooi nog 'n stompie op die gloeiende as. Die bloed op my hande, die reuk van die gras. Soos jokke in die bos en die manne van ouds. Ons veg vir die grond, vir die koper en goud. Van 'n lewe sonder stede, sonder leuns en haas. Net die spoor in die sand en die roep van die baas. Jy kyk na my bakkie, jy kyk na my roer. As jy hierdie grond wil hê, my vriend, moet jy die prys kan verduur. Daar is geen genade in die droogte se hand. Maar hierdie is my erfenis, hierdie is my land. Die sweet en die staal wat die wildheining span. Maak 'n man van 'n seun, maak 'n baas van 'n man. Vat die vuur wat brand in die stof. Sing die lied vir die jag wat ons loof. Hier eet ons die vleis van die bok wat ons val. Hier is ons vry in die bosveld se hal. Laat die donker drome praat, laat die naghuil roep. Hier is ons tuis in die stilte se troep. Hier koop jy nie grond nie, jy koop 'n nalatenskap. Jy koop die stilte. Die bakkie se bande sny diep deur die sand, verby die laaste drade van die teerpad se rand. Hier waar die wag 'n bietjie krap aan die deur en die reuk van die rooi grond 'n ou man bekeer. My hond sit langs my, hy kyk in die nag. Hy weet wat ons soek, hy ken die gesag van die bos wat ontwaak as die son sy oë sluit. Hierdie is die lewe, ou maat, hierdie is die buit. Daar is geen genade in die droogte se hand. Maar hierdie is my erfenis, hierdie is my land. Die sweet en die staal wat die wildheining span. Maak 'n man van 'n seun, maak 'n baas van 'n man. Vat die vuur wat brand in die stof. Sing die lied vir die jag wat ons loof. Hier eet ons die vleis van die bok wat ons val. Hier is ons vry in die bosveld se hal. Laat die donker drome praat, laat die naghuil roep. Hier is ons tuis in die stilte se troep. Stadsgras gaan lê, reghoek grond onder 'n gasmaat en weet waarvoor hy werk. Daar sing die duiwe in die doringkoras, roep teen aan met daglig, maar hulle staan soos ou getuis, knop doring hou die son se sig. Die boergatte hou die lewe, water lewe waar wild kom drink. Nie vir pronk nie, nie vir skou nie, maar vir mense wat die bosveld ken. Rooibok trek deur die skadu, kudu staan en kyk verby. Blou wilde bees in die groen, seisoen jou ontloste langs jou sy. Hier koop jy nie net rond nie, hier koop jy tyd uit vir jou kinders, vir jou naam, vir die jare wat nog bly. 3,4 hektaar naby Ellisra, stil teen die muur kan rus, waar jou seun die spore leer en jou dogter die stilte vertrou. 3 huise wag vir familie, opa, boet en kinders saam, met skonkrag en waterpunte, pad net deur die doringlaan.
gedroom word hard gesê, maar weer die bosveld reg 'n mens dan hoor wat die stilte sê. Soos jog by die vuur se skadu, koos spoor en sagte son, loop daar iets sou stuur hierdie wêreld ongeleer familieland. Hou dit in die bloedlyn, laat dit bly waar kinders woon. Hier koop jy nie net rond nie, hier koop jy tyd uit vir jou kinders, vir jou naam, vir die jare wat nog bly. Ek is nou hier by die 380 hektaar hier naby Ellisraas. Hier is 3 huise en hier is eintlik 4 huise. Hier is 3 huise wat hier bymekaar is. Daar is 'n 3 slaapkamerhuis daar. Daar is 2 gastekamers, buitekamer. Dan is daar een dan is daar in daardie huis. Dis die huis met 2 slaapkamers. Dis die een daar en hier's 3 toegeruste boorgate. Maar is ook meer boorgate. Hier is ook wildomheining. Dis ten volle met wildomheining aan alle kante. Hierdie is waar elke eienaar het 'n huis en dit is hulle is al 25, 26 jaar op die grond. Topografie van die grond is heeltemal plat soos 'n tafel. En kyk, hier is die uitsig wat jy kry. Baie goeie bure. Hierdie huis is met ingeboude kaste. Prys en alles wat jy wil weet is hier onderaan in die beskrywing. Die wildgetalle, die water. Alles ingesluit, het my gesê. Dis alles ingesluit, hier is eintlik maar net 'n trekker. Hier's een so Ford trekker in 'n goeie toestand. Dit is hier's goeie instandhouding. Wildtuining is in 'n goeie toestand. Maar hierdie is 'n lekker, kom ons noem dit 'n lekker brood en botter tipe van plaasie. Hier's alles. Dis net 'n lekker wildplaas. Kyk, hier is dis die huis met die 2 slaapkamers. En hier is, dink net hoeveel, wat 'n soort van herinneringe gaan jy hier kan bou met op hierdie grond. Dus as jy nie wil video's kyk, ek het ook foto's wat ek van die plek neem, dan kan jy vir my net laat weet, dan stuur ek vir jou 'n koppeling met die foto's. En die plek is vreeslik netjies. Dis skoon. Ons gaan nou hier na die wat moet ek hier druk? Is dit deur? Waar moet ek heen gaan? Kyk, kom ons lyk my ek gaan daai deur gaan dalk nie oop. Daar agter daai hek gaan nie oop. Ek gaan net hier so hier omloop. Dan kan jy die sien. Daar is 'n 3 slaapkamer huis van hier af. Kyk net, daar is hy. Pragtige 3 slaapkamer huis. En hier is 2 gastekamers met 'n badkamer. Nou daar's die braaiplek waar ons nou net was. En die eienaar, hulle woon self, hier's twee van die eienaars is self hier op die grond. En hier is nie enige probleme met ongewenste elemente, enigiets in daai lyn. Hier is kamers is met lugverkoeling. Hier is en dan is hierdie is die kamers is bedoel vir as mense nou wil gaste wil ontvang. En hier is ook 'n stort en 'n spoeltoilet. En dit is as jy nou bijvoorbeeld jagter sit of so, dan kan hulle hier kom bly. Ons gaan nou hier in die huis in. Hier is 'n 2 slaapkamer huis met kombuis en hier's 'n naaldwerkkamer. Hier is die kombuis. Nou die elektrisiteit hier in die huis is op die stadium uitgeskakel. Die rede daarvoor is dat die 2 van die eienaars is met vakansie in Hermanus in die Kaap, en dit is waarom hulle dit uitgeskakel het. So jy sal nou seker wonder, waarom sal 'n mens dan nou, as jy nou hier bly, waarom sê jy nou op vakansie wil gaan?
Want dit is tog 'n vakansie om hier te woon, of wat dink jy? So hier is eerste slaapkamer, hier's 2 badkamers, hier's 'n stort in 'n toilet, hier's 'n bad en 'n toilet, en hier's net 2 slaapkamers, en dis waar die eienaar self, een van die eienaars, sy woon hier, maar sy is nou weg na, sy is nou in die Kaap, en dit is die huis, so, dit is een van die 3 huise, ons was eintlik nou in al 3 van die huise gewees, ek was nou net in die 4de huis gewees, en daardie, emus, hulle is ook, jy kry hulle ook saam met die plaas, as jy hulle wil hê. Daar is 'n stuk, gelyk my 'n stuk of 4 van hulle. Ons gaan nou by die huis nommer 3, ek wou nou net 'n video vir jou wys hoe dit hier by die huis nommer 3 lyk, maar toe kry ek 'n telefoonoproep, hier gaan ons gou 'n toer deur huis nommer 3, en elke keer as ek hierdie hoor, dan is dit die voël. Dan dink ek trap op iemand dan wil ek nou net myself dink het ek nou hier op die voël getrap. Dit is 'n pragtige groen papegaai. Hy's so mak soos 'n kat, letterlik. Die papegaai klim op jou nek en hy's op jou arms, en hier is die kombuis, en hier is 'n badkamer, hier is een van 3 slaapkamers. Hier is die eerste slaapkamer, en daar is 'n tweede slaapkamer, en hier is die derde slaapkamer. Nou, alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, gaan jy in my beskrywing kry, onderaan in die video, en ek wil net vra dat mense, jy moet asseblief, meeste mense wat my video's kyk, hulle is nie subscribers, so druk op die subscribe knoppie, en druk die like knoppie, want dit gee my die geleentheid om, dan kry ek meer sigbaarheid, en dan kry ek meer geleentheid om plaas en grond soos hierdie te lys en vir jou te bring. So hier is ons, dit is die woonkamer, en hierso, kyk hierso. Kyk nie daar. Dit moet gegoeie. Wat sê? Kyk net hier. Pragtig. My naam is Alex. En jou naam is jou naam Alex? Alex. Alex papegaai. Wat eet jy graag? Enigiets van alles? Pappevleis. So jy's 'n boerepapegaai. Kyk, so net hier deur die wild, net die hoofingang, en dit is 'n behoorlike swaar hek daar agter, hoor. Moenie as Boet in graad 3 of in standaard 1 is, moenie vir Boet probeer, of vir Boet of 'n sis probeer daar die hek laat oopmaak nie. Hy skuif lekker oop, hy's behoorlik, maar hy is lekker, hy's swaar. Wat is hier so? Ek dink ek moet reguit aangaan. Die grond is in 'n, kom ons sê, byna soort van 'n reghoek vorm. Dit is langer as wat dit korter is. So dit is omtrent 380 hektaar. En wat ek nou hier sien is, ek sien hier is hier en daar 'n paar woorde plante, maar en hierdie gebied het ook 'n baie is in 'n reënvalgebied waar water waardeer word, maar ons het hierdie laaste seisoen, die laaste 2 jaar in 2026, vandag is 8 Mei 2026, het ons vreeslike lekker goeie reën gehad. Ek dink ons is nou hier by die huise, en dan gaan ek nou net 'n bietjie groet. Hier is die Boskamp, en kom ons kyk, ek gaan sommer hier parkeer. So, dis die struktuur, soos ek sê, kort aandag, dis nie, hy val nou nie uit mekaar uit nie, maar hy kan doen met 'n verf of 'n pleister of so iets. Ja, nee, hy lyk vir netjies gewees. Ek sien daar's 'n ligverkoeler, Ja, hy het ligverkoeling en alles. Daai
shed wat daar staan, het ek nog van Pretoria af hiernatoe gery. Mense, daar's nog 'n huis. Hy kort net 'n bietjie 'n blik verf en pleister en so 'n bietjie instandhouding, maar daar's 'n ligverkoeling ook in. So jy kan maar sê hier's eintlik 4 huise op die grond. Kyk net bietjie weer daar sy met sy eie watertank. Daar's die huis met 'n watertank. Ons is nou net hier weer by 'n boorgat verby. Hierso is 'n Eskom punt en hier is 'n bietjie stoor en hierso kan jy sien daar's waterpunte. Lyk vir my hier's nog 'n boorgat. Hierso seker 25 kVA elektrisiteit en dis 'n lekker groen hier want ons het hierdie seisoen besondere goeie reenseisoen gehad. Was eintlik in 2025 en 2026. Kyk net hierdie bome. Ek moet vir jou hierdie is kan jy sê ikoniese Bosveld bome. Dit is mos wat se naam knoppiesdoring. Knoppiesdoring, lekker groot. Hier's nog 'n boorgat. Ek nou lyk vir my Ek sien 2 wat na die huis toe gaan. ek kry byna die gedagte dat ek het al meer boorgate getel hier. Wat net hier af. En hier is en hier is nou by die huis. Hier is die huisgedeel. Nee, ons het nou so draai gery dat ek het byna gedink hier's meer as 3 boorgate, maar dit is toe nou nie so. Hier's toe nou net die 3 boorgate, maar en hier is 'n Nyala kampie ook. En ek wens jou 'n winsgewende dag. Mense, agter op die bakkie, dit is vandag Vrydag, so afhangende van waar jy woon en wat 'n soort van leefstyl jy het, kan jy glo dat daar mense is wat op 'n Vrydagoggend 11:00 of 12:00 hier op 'n bakkie sit en ons gaan nou 'n bietjie bokkies kyk. En hier voor ons was nou net vars spore van 'n blou wildebeeste gewees. Ons gaan nou nie deur die hele plaas ry vandag nie want vroulief is siek. Sy het 'n bietjie griep en ek moet my dogters Alina, Lisa en Jana vandag by die skool gaan haal met 1:00 terug wees by die skool, maar by laerskool Elsras. Die grond is in 'n lekker adres. Dit is omtrent so 6 km van die teerpad af. Wildgetalle, dis seker die vraag wat jy wil weet. Hier is genoeg wild. Hier so 20-30 rooibokke. Hier's blou wildebeeste. Hier's 'n paar kudu's. Hier's 2 waterbok horings wat hier was waterbokke, maar hulle is nog hier, maar is net hulle horings wat oorgebly het. Die twee waterbokke het mekaar selfs vir my uitgehaal. Die plaas is in 'n reghoekvorm. Hier's Eskom elektrisiteit. Hier is 3 huise, 3 slaapkamer, 2 slaapkamer en boomsoorte wat jy hier kry is maar die matoppie en mapiepie en knoppiesdorings, maar hier's 'n paar marulas. Ek het nog nie een gesien, maar ek is seker as ons 'n bietjie dieper gaan inry, gaan ons van hulle sien. Hier is dit is en dit lyk as dis nie heeltemal wat soort van bome. Hier is water hier voor ons. Kom ons kyk wat soort van hier's 'n waterpunt voor ons. Hier lyk my hier's 'n boorgat. Dis dalk is hy met 'n sonenergie aan. Ja, hier's 'n waterpunt. Ons gaan nou gou 'n bietjie net na die water toe loop. Kyk hoe dit daar lyk. Hier's een van die boorgate. Dis ja, derde boorgat, spaarboorgat en hulle is hier's 3 boorgate. Dis 1500 liter per uur per boorgat. Ten minste 1500 liter per uur. En hierdie water word
seisonaal reentye hou ons gewoonlik tot so September, Oktober is hierdie pannetjie water in. Maar hierdie jaar gaat hy vir ons deurvat na volgende jaar toe, want hierdie pannetjie is nou seker 10 keer groter as wat hy normaalweg is. In plaas van 10 meter as hy nou 210. Ja, hierdie lyk Self kan sien, ja. Kyk af, mense, dis mos nou mooi. Dis nou wat jy nou jou bosveld mooi wil noem. Dit het al 2 maande terug gereën en hy lyk nog steeds so. Daar's hy. Bokhardloop net daar agter. Bokkies is daar agter, maar ons sien hulle nie nou. Nee, hulle gaan deur. Gaan hulle deur. Ja, ek gaan 'n paar, as julle meer wil weet oor hierdie grond, ek het die foto's, as jy nie daarvan, as jy nie wil video's kyk, nie julle video wil kyk, dan kan jy my net vir my 'n WhatsApp stuur en dan stuur ek vir jou koppeling met al die foto's. Hier is die standby watertank vir die waterkrib, maar hy is deur in die middel van hierdie waterdam nou. Daar's hy. Hoor jy, ja, soos Dit staan hier in die water. hier is ons nog 'n ekstra waterpunt en dit is, kyk net hoe lyk dit hier van die water. Die water was nog dit 'n bietjie teruggetrek, maar eienaar sê vir my, hulle gaan die water boor deur die hele seisoen tot volgende seisoen boor te hou. Ja, hy gaan nou. As dit so met hierdie soos dit nou lyk. En hierdie tank voer 'n 1000 liter tank by die krib. En van die 1000 tank af in die krib. So ons het altyd backup water. O, dis goed. Deur die drinktyd. As hy so daar jou Al die bok, sypings is so. Jy het 'n 1000 liter by elke syping spaar, afgesien van die watertanks. die bokkies het altyd water. Altyd water, nee, ons het genoeg. Water is ons heeltemal selfvoorsienend, maar nie vir besproeiing nie. Vir wild en mens heeltemal genoeg. Ons is nou hier by die naby die waterpunt. Hier is oral marula bome en wat is daar? Daar is fondamente wat deur een van die vorige eienaars gegooi is en hy wou daar 'n huis bou en 'n saal en so, maar hy is ondertussen sy oorlede. En hier is ons weer by die water. Ons gaan nou verder draai ry. En ja, die water is heel mooi. En dit gaan die heel seisoen hier bly. Hier is meer as genoeg water op die grond. Dit is kyk net hierdie. Hulle het gewoonlik hulle blykbaar hulle het 'n pad wat hulle hier deur ry, maar ons het nou die laaste maand of wat behoorlike reën gehad. Dit is waarom dit hier so waarom dit so groen is. Dis uitsonderlike goeie reën gehad in 2025 en 2026. Alles wat jy wil weet, as jy foto's wil, as jy nie wil video's kyk, kan vra my net vir die foto's. Kyk, die omtrek van die plaas, dit is omtrent so 11 kilometer paaie, nie paaie, nou ek sê wildheining is so 11 kilometer en die eienaar sê vir my, hulle het so 'n omgewing van 32 kilometer paaie op die grond. So hier is 'n behoorlike, goed ontwikkelde padnetwerk en vir die reën val hier per jaar is so 380 so ja, so 380 400 mm per jaar. Hier is geen besproeiing. Hier is genoeg water, maar nie water vir besproeiing en dan het jy ook baie goeie bure hierso. Hier's lang gevestigde permanente inwoners wat hier woon en jy sien hier is die 3-fase elektrisiteit wat deur die plaas ons gaan en hierdie en dit het 'n goeie adres. Die pad hier na toe dit is 'n mens ry vanaf Ellis Ras af is dit so wat dit 65 km. 60, ja, so 65 km van Ellis Ras af. En die toestand van die teerpad is in 'n baie goeie toestand. Dit is 'n 5 uit 5 toestand. Daar was so 'n stukkie gedeel gewees wat nie so lekker was tussen Ellis Ras en kom ons sê rigting Stokpoort, maar ek het hom so 'n week gelede. Hy lyk my nou 'n bietjie
Die pad is bietjie verbeter, hy het bietjie van die gate opgevul, van die slaggate, maar oor die algemeen is die pad in 'n baie goeie toestand, so dit is 'n goeie bereik en belangrike ding, jy het goeie bure ook hier. En ons ry nou hier langs die wildtuining. Wildtuining is ook in 'n goeie toestand. Die huise is self deur die eienaar gebou. Daar's ook 'n jacuzzi, so jy kan ook soos Lucas Marie sou kan doen met 1 miljoen, maar dit is in daardie lied dateer uit die vroeë 80er jare, toe was 1 miljoen rand, 1 miljoen seker soos 50 miljoen vandag. Jy hoef nie Lucas Marie se miljoene te hê om in die jacuzzi daar te gaan sit. Jy kan doen met 1 miljoen. Miljoen wat? Miljoen rand. Miljoen vleer. Miljoen sent. Jy begin die pad. Ons kyk nou, miskien as ons gelukkig gaan sien ons 'n paar rooi bokkies of ons gaan enige ander wild sien. Nou, mense julle wil seker weet, waarom sien julle nie wild in my foto's of in my video's? Dit is, die bokkies staan nie vir jou in glimlag. Dis net in die National Geographic en so video's waar die bokkies vir jou staan met sulke groot oogies, ten volle met wildtuining aan alle kante, 20, 30 rooibokke, paar kudu's, Eskom elektrisiteit, net 'n lekker plaas, doringveld, goeie bure, al die dinge wat jy wil weet. En hier het ons nog 'n bietjie water, oop water. Dis is dit seisoonaal. Ape daar oorkant. Hartjie op die draad. Jou Bosveld droom. Hier is jou Bosveld droom. Dis hier waar jy met jou hond met buks met buks hier in die venster kan in buks sit saam met jou hier in die venster en loer en kyk hier en jy dink jy het jou geweer hier so aan. Dis jou van my lewe se Mauser of jou 3006 of jou Ruger. Het jy hier langs jou, jylle ry, jy kyk vir 'n bokkie. Is jy en Boet, jou klein, jou jong, jou seun, jylle doen dit saam. Jylle bou saam die plaas, jylle bou saam in die lewe hier. En kyk net hierdie magnifieke, jy al so groot, dit is 'n marula boom. Ek het nog nie so 'n hoë marula boom gesien. Ons het by ons huis 'n marula boom. Ek moet 'n foto van hierdie boom, enorme marula boom neem. Kyk net daar, ek haal gou my kamera uit, daar is hy. Ons gaan gou, kyk net hierdie, ek het 'n foto, neem gou 'n foto van hierdie marula boom. Waar het jy al so iets in jou lewe gesien? Ons het 'n marula boom by die huis, in my tuin, en daai marula boom is nie eers naby so hoog soos hierdie ene. En hier lyk soos nog 'n pompstasie of Sementdam. Hier is 'n sementdam. Hier is 'n sementdam, nog 'n reservoir of vir water. Hy's nie nou vol nie, maar hy kan pomp vol. Ja, daar sien nou water in die ding en net die grond, net weer herinner, dit is 380 hektaar ten volle met wildomheining aan alle kante. Genoeg water, 3 boorgate. Hier kan jy jou droom kom uitleef. Met jou hond, met jou familie, met Boet en kleinsus. Dink net hierso, hoe lekker gaan julle kinders hier met hulle fietsse ry, miskien 'n quad, as hulle groter is, gaan hulle hier lekker ry met daardie 4-wiel motorfietsse of 4-wiel fietsse, gaan hulle hier ry. Dit is net herinneringe wat jy gaan bou hier, met jou familie. En hier is ook 3 huise, so dis een vir jou en vir jou familie. Dan as Boet ouer word, dan Boet 'n huis en jy het 'n huis hier, met jy en jou vroutjie. En daar selfs 'n huis vir oupa en ouma ook.
En julle bly almal saam hier op die regte grond en julle gaan bly hier. En die grond bly sommer in die familie vir die volgende 50 jaar. Wie weet? Wie dink nou ooit aan verkoop? As jy eers koop. En jy kan jouself hier lekker besig hou terwyl jy daar in die woelige stadslewe wil van ontslap, het jy net hier stilte. Stilte in die bos. Knoppiesdorings, marula bome. Dis wat jy alles sien. Dit sien jy alles hier. Dit is alles hier en hier's 'n goeie netwerk, padnetwerk op die grond en die grond is al byna, kom ons sê 25 jaar in die familie. Okay, nou net klaar by plaasbesoek van hierdie 380 hektaar naby Ellisras. Ja, dis 'n lekker plaas hier. Dis genoeg wild, 3 boorgate, 3 huise. Is eintlik 4 huise, 3 huise hier bymekaar en die eienaars woon self op die grond. Die rede waarom hulle verkoop is maar net hulle is in die verkopers ouderdom, hulle begin nou in 'n volgende lewensfase in. Die 2 3 slaapkamers en 1 2 slaapkamer huise. Alles wat jy wil weet in die beskrywing, dit kry jy onder. Die grond is heeltemal in 'n plat topografie. Hier is ten volle met wildtuining aan alle kante. Hier is rooibokke, so 20-30 rooibokke, 'n paar kudu's. Nie vreeslik baie wild nie, maar hier is wild. Alles wat jy wil weet en wat vir belangrik is, onthou net en druk net op like en druk op subscribe. Dit bied my geleentheid om meer plase soos hierdie te kry en dit is meer sigbaarheid. Die pad hiernatoe is ook in 'n goeie toestand. Ek gaan vir jou nou in 'n video wys hoe die pad hiernatoe lyk. Dis 'n behoorlike hek hierso en my indruk van die grond is baie netjies.